Ons sê hiermee ook dan baie welkom aan elkeen wat inskakel by vandag se opname. Ons bid dat dit vir julle ook 'n besonderse en 'n geseënde geleentheid sal wees, soos ek glo dit vir elkeen van ons dan ook hier in die kerkgebou sal wees. Daar was eendag 'n juffrou in die laerskoolklas wat vir haar klasie gevra het: "Wie van julle kan vir my verduidelik wat is elektrisiteit?" En dadelik is haar dogtertjie agter in die hoekie wat vinnig haar hand opsteek. En die juffrou kyk toe vir haar en sê vir haar: "Ja, kan jy vir ons sê wat presies is elektrisiteit?" En die dogtertjie sit en die hand begin later aan afkom en sy begin later aan op haar lip byt en toe antwoord sy: "Ek het 'n bietjie vergeet." Die juffrou antwoord toe en sê: "Ai, dis nou baie jammer, want jy was die enigste een wat vir ons kon gesê het wat elektrisiteit werklik is." Jy sien vriende, daar's so baie definisies daar buite. Ek het dit vanoggend weer gaan Google. Daar's so baie stellings en so baie beskrywings en so baie definisies van wat elektrisiteit is. Maar ons verstaan nog nie 100% presies wat elektrisiteit is nie. Daar's nog altyd vraagtekens, daar's nog steeds grys areas as mense in die fynere, diepere detail ingaan van wat presies elektrisiteit is. Daar's nog steeds aspekte daarvan wat ons nie kan begryp nie. Alhoewel daar in vandag se daar so baie navorsing gedoen is en allerlei beskrywings en stellings is. Nou dieselfde is as dit kom by God en by die Triniteit en veral die identiteit en die werking van die Heilige Gees waarby ons vir die afgelope week stil gestaan het. Ons glo en bely dat die Bybel vir ons baie inligting oor gee en dat die inligting wat aan ons gegee word genoegsaam is om ons saligheid te kan bewerkstellig. Maar net soos met elektrisiteit is daar nog steeds geweldig baie vraagtekens. Daar's nog steeds baie dinge wat ons oorwonder, dinge wat ons ten spyte van ons menslike verstand nog nie volkome kan begryp nie. En daarom hoop ek werklik, en is dit my innige gebed, dat die afgelope week se reeks tog by elkeen van julle gehelp het om so hier en daar hopelik 'n paar vraagtekens wat daar was rondom die identiteit en die werking van die Heilige Gees te kon help beantwoord. Maar dit bly altyd 'n proses wat aanhoudend gaan aanhou. Ons gaan ons steeds daagliks, soos ons met die woord sit en dit bestudeer en met mekaar praat en hierdie lewe beweeg, gaan ons nog steeds meer en meer en meer bly leer. Dit sal nooit ophou nie. En met dit, kom ons raak dan stil en dan bring ons onsself in gereedheid vir vandag se boodskap. Here, hier aan die einde van Pinkster, kyk ons terug na die dele wat ons reeds bespreek het. Ons loof en ons prys U naam dat ons U so hard en duidelik kon hoor die afgelope week. Dat U tot dusver ons gehelp het om 8 vrae wat van die mees populêre vrae vorm wat deur die wêreld gevra word, dat ons dit in 'n mate na die beste van ons menslike vermoë en die inligting wat ons tot ons beskikking het, kon probeer beantwoord. Ons besef dat elke antwoord is nie volkome voltooid nie, dis nie afgehandel nie. Daar kan ons steeds daarop voortgebou word. En ek glo dis wat U van elkeen van ons verwag, is dat ons hierdie proses wat met Pinkster begin is, verder sal neem in ons eie stilte tyd. Waar ons dan vandag gaan fokus op die 9de en laaste tema, bid ons dat U net soos in die week tot nou, dan ook op 'n spesiale wyse by en in elkeen van ons sal wees. U woord vir ons sal ontvanklik maak, sal oopbreek soos ons sopas saam gesing het.
sodat ons nie net met 'n wete van U nie, maar ook 'n opregte ervaring, 'n belewenis van U, na vandag se diens sal huiswaarts keer. Seën ons by mekaar wees, ons dink aan hulle wat nie hier kan wees nie, wat die rede mag wees, ons bid dit in U naam alleen. Amen. As teksgedeelte vandag lees ek vir ons graag uit Handelinge hoofstuk 2, wat handel oor die uitstorting van die Heilige Gees. Die wat die Bybel sê het, is baie welkom om daar oop te maak. Dis eenselfde gedeelte waarby ons gisteraand stil gestaan het, tydens ons 8ste tema. Vanoggend vra ons die vraag, is 'n gelowige veronderstel om die Heilige Gees te ervaar? Moet ek en jy die Heilige Gees op 'n daaglikse fase in ons lewens ervaar? Kom ons lees saam, Handelinge 2 vanaf vers 1. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Perse, Mediërs en Elamite, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die dele van Libië om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? Maar party het gespot en gesê, hulle is dronk. Net tot sover ons teksgedeelte vanoggend. Vriende, mense het al baie keer vir my gevra in die afgelope 11 jaar van die bediening, Erich, hoe het jy geweet jy moet 'n dominee word? Wat het in jou lewe gebeur dat jy tot die besef gekom het dat die Here roep jou spesifiek om 'n dominee te wees? Ek kan nie anders as om dit op te som in 'n sin deur te sê ek het 'n persoonlike ervaring met die Here gehad nie. In standaard 7, vandag sit graad 9, was ons op 'n uitreik gewees in Witrifuur. Ons het gaan stil word bo op een van die hoogste koppies daar, bekend as die Gebedsberg, en dit was daar in 'n oomblik wat ek 'n ervaring, 'n belewenis gehad het met die Here, waar hy my kom aanraak het en dit vir my so duidelik soos daglig kom maak het dat hy wil hê ek moet 'n dominee word. Ek het nie 'n stem gehoor wat met my praat nie, maar hier binne is dit asof my alles het net vir my reguit in daai rigting gewys. Dis wie ek moet wees, dis die Here se plan vir my, dis wat ek moet gaan doen. Hier van binne af was dit asof daar 'n stem gesê het, jy moet 'n dominee word. En ek sal altyd vir mense sê, my roepingsverhaal was nog nooit, maar net 'n eenmalige gebeurtenis in my lewe nie. Want jy sien vriende, na daai gebeurtenis in standaard 7, het ek my roeping op sy geskuif.
Want ek het my eie drome gehad, ek het my eie ideale gehad, ek wou 'n vlegvlieënier word, ek het my vakke so gaan kies, want ek wil Valhalla toe gaan, ek wil 'n vlegvlieënier gaan word. En die eerste keer wat ek gegaan het vir die toetse, het ek dit nie geslaag nie, en ek moes terug gaan huis toe. Weer het die Here my kom herinner aan my roeping, weer het ek 'n ervaring beleef. Wat doen ek? Ek ignoreer dit. Ek gaan word 'n waiter by 'n restaurant en 'n restaurantbestuurder vir 'n paar maande, terwyl ek wag vir die volgende aansoekproses om te kom, want ek wil 'n vegvlieënier word. En ek is weer die volgende jaar terug Pretoria toe, ek het weer gaan probeer, hierdie keer het ek al die toetse deurgekom, maar weer eens word ek nie gekies om 'n vegvlieënier te word nie. Weer eens moet ek terug huis toe kom, weer eens sit ek met my hande in my hare, wat gaan ek nou met my toekoms doen? Wie gaan ek word? Kom die Here weer deur 'n ervaring. Kom herinner hy my aan, ek het jou in standaard 7 al geroep, jy moet 'n dominee word. Ek ignoreer dit. Ek gaan in die grafiese ontwerp in, wat ons huise ontwerp, en vir mense kan wys hoe hulle huise gaan lyk. Ek het elke dag daarvan gehaat, want ek is nie iemand wat die hele tyd net voor 'n rekenaar elke dag van oggend tot aand kan sit en werk nie. Later het ek gesê, ek kan dit nie meer, ek kan nie hiermee volhou nie. Ek gaan mal word. Sit ek weer eens met my hande in my hare. Wat moet ek doen? Wie moet ek word? Kom die Here weer en hy raak my aan en hy sê vir my, ek wil hê jy moet 'n dominee word. Ek sê toe vir hom, Here, ek hoor u stem en ek besef dis die pad wat ek moet stap. Maar ek het nie die finansies om universiteit toe te gaan nie. Ek het nie 'n manier hoe ek kan gaan studeer nie. Kom die Here weer op 'n besondere wyse. En hy maak seker my finansies is reg. Dat ek een oggend opstaan en daar's genoeg geld vir 2 jaar en ek weet tot vandag toe nie waar die meeste van daai geld vandaan gekom het nie. En ek het gaan studeer. En dan kom daar oomblikke tydens jou studiejare wat jy wil opgee. Daar's tye wat jy sê ek sien nie meer kans nie, veral daai oggend wat hulle daai Griekse vraestel of Hebreëse vraestel voor jou neersit en sê lees en vertaal oor en antwoord die vraag. Dan is daar oomblikke wat jy wil opstaan en uitloop en jy wil sê ek skop nou op. En hoeveel keer het die Here oor my studentejare nie weer gekom en my aangeraak en van my net elke keer, veral wanneer ek in 'n gat was, wat ek gevoel het ek sien nie meer kans nie, ek kan nie meer voortgaan nie meer nie, het hy my kom aanraak en het hy my kom herinner en het vir my weer kom verseker ek is waar ek moet wees en ek is besig om die pad te stap waar hy my wil hê. En so het hy vir my kom wys waar moet my eerste gemeente wys en so het hy vir my duidelik ook kom wys waar ek 'n jaar terug na toe moes skuif, verhuis en 'n dominee moes kom word. My roepingsverhaal is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Dis 'n konstante proses van hoe die Here my oor en oor en oor kom aanraak. Veral in daardie tye wat ek deur 'n dip gaan. En ek deel vandag met julle 'n baie 'n diep saak vir my persoonlikheid. Weet julle wanneer kry ek as dominee swaar? Een van die dinge is wanneer ek hoor iemand van julle is ongelukkig met my. Julle voel ek het julle seer gemaak, ek het julle te nagekom, ek het julle ingedoen. Dan kry ek seer. Want vir 11 jaar in die bediening het ek nog nie een keer in my een oggend opgestaan met die bedoeling dat ek iemand opsetlik wil seermaak nie. Dat ek iemand wil te nakom nie. Ek is mens, ek maak foute. Ja, niemand is volmaak nie. Maar daar's nog nie een keer wat ek opsetlik iets gedoen het om iemand te wil opsetlik seermaak of te nakom nie. En wanneer mens so iets hoor, dan vra ek myself, is die persoon dalk net bietjie fyngevoelig of is hy net 'n miskommunikasie? Maar dis in daardie tye wat ek so laagte betref tot vandag toe, wat die Here vir my weer opnuut kom aanraak en net weer sê, ons sal deur hierdie ding kom. Jy is nog steeds waar jy moet wees. Jy is nog steeds besig om te doen wat ek jou voorgeroep het. Jy is waar ek jou wil hê.
bly volhard. Moenie ingee nie, moenie opgee nie, moenie bedank nie. Hou aan met wie jy is en hou aan met wat jy doen. My roepingsverhaal is 'n proses wat aanhou bly voortvloei. Weens herhaaldelike ervarings wat nog steeds daagliks gebeur. Nou as ons gaan kyk in Handelinge en ons vra hierdie vraag, is 'n gelowige veronderstel om die Heilige Gees te ervaar? Dan sien ons spesifiek voor hierdie gebeure wat in Handelinge 2 plaasvind. Sien ons met meer as een aankondiging hoe daar gewaarborg word, hoe daar beloof word dat die uitstorting en die teenwoordigheid van die Heilige Gees gepaard sal gaan met voortvloeiende belewennisse en voortvloeiende ervarings. Ek dink byvoorbeeld aan Matteus 28 vers 19, waar ons lees van die groot sendingsopdrag, waar die Here vir sy disippels sê, gaan uit na die wêreld toe, gaan verkondig die evangelie, doop die mense in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dan wat sê hy aan die einde? Hy sê, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. En hy sê dit nie net vir die disippels dat hulle dit hier moet weet nie. Hy sê dit vir hulle dat hulle dit ook hier voortaan sal ervaar. Dat hulle nie net in hulle kop sal weet die Here is met hulle nie, maar hulle ook die gevoel, daai ervaring in hulle hart sal voel. Die Here is by hulle, die Here stap saam met hulle. As ons oorbeweeg na Handelinge 1 vers 8, dan lees ons waar Jesus vir hulle net voor sy hemelvaart, sê hy vir hulle, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria tot aan die eindhoeke van die wêreld. Vriende, 'n krag is nie iets wat jy weet nie. 'n Krag is nie iets wat jy leer nie. 'n Krag is nie iets wat jy net in jou brein bære nie. 'n Krag is iets wat jy ervaar deur jou lyf. Dit motiveer jou, dit inspireer jou, dit help jou op, dit hou jou staan, dit gee vir jou momentum. En dan vind hierdie wonderlike gebeurtenis plaas, waar die Gees uitgestort word, in die begin van Handelinge 2, en van daar af, kry ons hierdie getuienisse, kry ons die een belewenis na die ander, die een ervaring na die ander, hoe die eerste, nie net hoe die disippels nie, maar ook die eerste gelowiges, so weier en hoe verder die evangelie die wêreld ingaan, hoe mense die Gees nie net begin leer ken en ontmoet nie, maar hulle hom ervaar. Ons lees in Handelinge, wat ons sopas, die teks wat ons sopas behandel het, hoe die apostels in verskillende tale begin praat het. Hoe hulle die evangelie in verskillende tale en die skares wat daar in Jerusalem teenwoordig is begin verkondig het. Ons lees dat na aanleiding van hierdie mense wat gesê het, nee, hierdie groepie mense is net dronk, lees ons, Petrus was vervul met die Heilige Gees. Hy het net daar die Gees tot in sy diepste wese begin ervaar en hy het sy mond oopgemaak en het hierdie skare begin toespreek op Pinksterdag. Dit nie deur sy eie krag gekom nie, deur sy eie kennis nie. Hy het in daai oomblik die Gees ervaar. As ons verder gaan, in Handelinge 4 lees ons dat die gelowiges het almal saam gebid. En toe hulle klaar gebid het daar iets soos 'n aardbewing plaasgevind. Alles het begin skud. En hierdie ervaring van die Gees, lees ons, het hierdie mense gemotiveer om die wêreld in te gaan en die woord te gaan verkondig oral waar hulle gegaan het. Dit het hulle die deursettingsvermoë gegee, die volharding gegee om te gaan getuig. Stefanus, lees ons, het nog in die laaste oomblikke van sy lewe, toe die mense besig is om die klippe op te tel en in sy rigting te mik, lees ons, het hy nog God ervaar. Hy het opgekyk en hy het gesien die hemel en hy het Jesus Christus aan die regterkant van die Vader gesien sit. Tot in sy dood het hy die Here ervaar. Paulus, ons kan nie deur Handelinge gaan en praat van 'n persoonlike ervaring sonder om by Paulus net vir 'n oomblik stil te staan nie. Ons weet wie hy was, ons weet hoe hy geleef het, dat hy soos 'n besetene te kere gegaan het om gelowiges bymekaar te maak, in die tronk te stop. Dit was sy visie, sy missie om die kerk uit te roei. En dan het hy hierdie
fenominale openbaringservaring op die Damaskuspad, wat die Here aan hom verskyn, en hom net so kom 180 grade kom verander in 'n nuwe mens. En van daar af lees ons oral waar hy gegaan het, as hy opgetree het, het hy dit gedoen omdat hy vervul was met die Heilige Gees, omdat hy die Gees ervaar het. En dan praat ons nie eens van die duisende mense, wat ons lees dag vir dag by die vroeë kerk bygevoeg is nie. Hulle het nie net die keuse gemaak vir die Here nie, maar hulle die Here begin ervaar. Hulle die Heilige Gees begin ervaar. Dit het hulle lewe so aangeraak, dat hulle heeltemal 'n nuwe manier begin leef het. 'n Lewe wat nie meer net gefokus was op die eie ek en my eie belange nie, maar hulle het begin omsien na mekaar, hulle het begin omgee vir mekaar, en mekaar se belange begin op hulle hande dra. So dis kan ons, as ons vanoggend se vraag moet antwoord, kan ons vir mekaar duidelik sê, ja. Moet ek as gelowige die Heilige Gees kan ervaar in my lewe? Die antwoord is duidelik ja. Na aanleiding van al die beloftes en al die waarborge en al die bewyse in die skrif, is ek en jy veronderstel om die Heilige Gees in my en jou lewe te ervaar. Hy is uitgestort oor die hele heelal, om nie net van kennis, sodat ons nie net van hom sal kennis neem nie, maar nog meer, nog dieper as dit, om op 'n unieke en intieme wyse op 'n daaglikse basis te ervaar. Nou die tweede deel waarby ek vlugtig wil stilstaan voordat ons oorbeweeg na die nagmaal, is deur vlugtig net te vra, waarom sukkel baie gelowiges om die Heilige Gees te ervaar? Waarom sukkel baie om die teenwoordigheid van die Heilige Gees te beleef? Nou ek dink daar is 'n eindelose lys redes. Ek gaan maar net 'n paar noem vanoggend, en indien daar van ons is wat vanoggend daarmee stoei, is hierdie dalk moontlike aspekte waarna ons kan gaan kyk. Nommer 1, moet ons eerlik wees met onsself en van onsself vra, maar het ek al werklik die Heilige Gees in my lewe ingenooi? Is ek werklik al volkome vervul met die Heilige Gees? Want jy kan nie die Heilige Gees, die vervulling van die Heilige Gees ervaar as hy nog nie 'n volkome tuiste in jou lewe gevind het. Hy moet teenwoordig wees. Hy moet ingenooi wees. Jy moet vir hom al die geleentheid gegee het om met jou te begin praat en kommunikeer, sodat jy hom kan ervaar. Tweedens, kan dit wees dat daar op hierdie stadium nog 'n gebrek aan begrip is rondom ons verstaan, rondom die identiteit en die werking van die Heilige Gees? Ons leef in 'n wêreld waar daar soveel verskillende teologieë en sieninge en mites is, waarmee die mens besoedel word. Wat ons dink, dit is hoe die Heilige Gees is, dit is wie die Heilige Gees is, en dis hoe die Heilige Gees ervaar moet word. Maar dit is 'n dwaalleer. Ons sit al ons energie daarin om die Heilige Gees so te leer ken en so te volg, en so vir op te luister na hom, en nou gebeur dit nie. Intussen was ons van begin af verkeerd ingelig en geleer oor wie die Heilige Gees is en hoe hy werklik werk. Is daar derdens nie dalk miskien persoonlike hindernisse? En in die gebroke wêreld waar ons vandag leef, vriende, sien ek dit bitter baie. Die Engelse woord is, daar's een of ander barrier. Daar's een of ander hindernis, daar's een of ander ding wat hier binne keer, wat 'n muur vorm, wat 'n groot vlakte of daal vorm tussen my en die Gees, dat ek die Here, 'n afstand vorm, dat ek nie die Gees kan ervaar nie. Dalk is dit trauma. Ergens het seer gekry, en hierdie seer vorm hierdie blokkade. Dalk is dit 'n haat vir iets of iemand wat jy het. Een of ander iets. Ons kan verskeie name daaraan koppel, maar baie keer is hier 'n hindernis wat daar keer dat ek sukkel om die Here en die Gees te ervaar. Dalk is daar 'n vrees, vierdens, vir 'n volkome oorgawe maak.
Ek is nog nie bereid in my lewe om alles van my lewe vir die Here te gee nie. Ek wil nog in sekere dele en sekere afdelings van my lewe wil ek in beheer wees. Ek wil die een wees wat besluite maak. Ek is nog nie bereid om volkome my lewe by die Here neer te gaan lê en te sê, Here, neem U die bestuursitplek van my karretjie in, van my lewenswedloop of reis in. Ek is onderdanig aan U besluite en U keuses en die weë wat U my neem nie. Dalk is daar 'n deel van ons wat nog selektief in beheer wil wees. Dalk is daar van ons wat nog sukkel met ongeloof. Sekere dinge vir ons in die Bybel glo ons, maar daar's ander dinge wat vir ons net te far-fetched klink, te bo-natuurlik klink. Ons vertroue in die Here, ons geloof in die Heilige Gees is beperk, net tot op 'n sekere vlak. Enigiets bo dit klink vir ons te onmoontlik om werklik ons geloof en ons volle vertroue en ons hoop daarin te plaas. Dalk is daar onberouvolle sondes wat ons mee voortgaan. Sekere dinge wat ons dag tot dag bly doen en wat ons net nie bereid is om te laat gaan nie. Ek gaan nie voorbeelde noem nie, maar ons kan dit self inkleer. Daar's sekere dinge in ons lewe wat ons net sê, ek gaan nie hierdie opoffer nie, ek gaan nie hierdie los nie. Dit is totaal in stryd met die Bybel, maar ek gaan daar bly volhou. Dis wie ek is, en mense moet my maar so aanvaar, en die Here moet my ook maar so aanvaar. Dis nou maar hoe ek is. Gebrek aan verwagting is nog 'n opsie. Dalk was jy op 'n tyd erg soekend en ingesteld gewees op die stem van die Here, maar omdat hy op 'n sekere manier nie met jou gekommunikeer het nie, of vir 'n lang tydperk dalk stil gebly het, het jy opgehou luister. Jy het besluit, die Here praat nie met my nie, ek gaan nie eens meer soek, ek gaan nie eens meer luister, ek gaan nie eens meer wag nie, ek gee op. Dalk is ons nie meer aktief soekend nie. Dalk is ons selektief soekend. Ons het dalk miskien 'n spesifieke ding hier voor ons, 'n spesifieke saak, waaroor ons die Here se advies, sy leiding na op soek is. 'n Spesifieke ding waaroor ons bid en vra, Here, help hiermee. En omdat met hierdie saak nou nog niks gebeur het nie, en ons so gefokus is op net hierdie een aspek, mis ons dalk al die ander kere, al die ander maniere hoe die Here met ons praat. Want ons is net ingestel op hierdie een ding waarvoor ons vir 'n antwoord wag. En die Here het nog nie hierdie saak geantwoord nie, so die Here praat nie. Maar intussen is hy eintlik besig om op 'n klomp ander maniere vir ons eintlik te wys hy's teenwoordig en ons kan hom beleef. Dalk, en dis die laaste een, dalk soek ons vir die Here net in groot gebeure. Dalk moet daar een of ander groot ding in ons lewe gebeur vir ons om te weet die Here praat met ons. En ek hoor dit baie keer onder teoloë en kerke in die buitewêreld, wat byvoorbeeld sal sê, as jou bekering nie een of ander groot gebeurtenis was nie, dan het jy nog nie die Heilige Gees ontvang nie. Weet jy wat, ek het groot geword in 'n Christenhuis. Van kleins af is ek in my geloof, het ek aan groot geword. Ek kan nie onthou wat se dag het ek my hart vir die Here gegee nie. En ek kan vir julle beloof, dit was nie een of ander verskriklike groot wow gebeurtenis nie. Maar dit maak nie van my 'n mindere Christen nie. Dit maak nie van my 'n mindere kind van die Here nie. Ek weet vir 'n feit, die Here is in my hart, aktief, teenwoordig, werksaam. Ek dink aan Elia, waar ons dit so mooi lees, toe die Here aan hom verskyn, en dan lees ons, die Here was nie in die aardbewing nie. Die Here was nie in die vuur nie, hy was nie in die stormwind nie. Elia, die Here ervaar in die stilte. Soms soek ons die Here in groot gebeure. Iets ongeloofliks groots moet oor ons pad kom, of in ons lewe gebeur, sodat ons net die Here kan ervaar. En baie keer is dit in die klein goedjies. Gaan sit op 'n bankie, kyk na die voëls, luister na die natuur, neem die woord, lees net 'n gedeelte, gaan op jou knieë en bid. Iets kleins, iets eenvoudigs, wat ons baie keer kan help om die Here te kan ervaar.
Laaste beeld wat ek mee wil afsluit. Hulle noem dit die rooi karretjie illustrasie. Toe julle vanoggend kerk toe gekom het, verby hoeveel rooi karre, voertuie het julle gegaan om tot hier te kom? Wie kan vir my met akkuraatheid 'n getal gee? Ek dink niemand. Want niemand was daarop ingestel nie. Nou as julle huis toe gaan julle heel moontlik rooi karre tel op pad huis toe. Maar ons moet met daai ingesteldheid bly lewe, om die heeltyd op die uitkyk te wees vir die ervaring en die werking van die Heilige Gees. En ek sit vanoggend en dink, hoe kan ek dit nog illustreer? Toe dink ek, wag, kom ek probeer hierdie beeld. As hulle jou DStv skottel kom instel, en met eens is daar 'n beeld op die skerm, alhoewel net een kanaal wys op jou TV, het jy outomaties toegang tot honderde kanale wat jy na kan kyk, né? En so is dit dieselfde as ons seker maak ons is ingestel op die Heilige Gees. Behalwe vir hierdie een ding waarna jy dalk miskien op soek is dat die Here in jou lewe met jou moet kom praat, onthou daar's honderde ander maniere wat hy ook besig is om op jou in te werk. Daarom maak jouself oop om op verskillende maniere, op verskillende wyses, nie net die stem van die Here nie te kan hoor nie, maar ook sy teenwoordigheid in jou lewe te ervaar. Maar die belangrikste bly, en dis regtig my laaste woorde, laat die Here toe om jou nie net te vervul nie, maar soos ons ook in hierdie reeks mekaar herhaal het ek gesê het, dat hy jou konstant sal roer. Want deur dat hy jou konstant roer, sal ons sy funksionering in ons lewe net nog meer en meer beleef. Amen. Here, baie dankie vir 'n wonderlike Pinkster wat ons kon hê. Dankie Here vir al die vrae en al die antwoorde. Vanoggend kom vra ons Here dat U ons sal kom help indien daar van ons is wat sukkel om U te ervaar. Wat die rede mag wees dat daardie kanaal opnuut oopgemaak sal word, sodat ons U teenwoordigheid en U ervaring in ons lewe kan beleef. Dankie dat ons kan weet dat U juis U Gees uitgestuur het oor die wêreld. Nie net dat ons daarvan sal kennis neem nie, maar dat ons daardeur ook die Gees kan ervaar. Ek is jammer, Here, as ek as gelowige dalk op 'n verkeerde manier soekend is na U. Of dat ek nie dalk miskien al die kanse oopmaak en kanale oopmaak waar volgens U met my kan praat nie. Dalk is ek te besig, Here. Dalk moet ek skuldig pleit en sê ek is te besig gewees die afgelope tyd. En omdat ek so jaag na allerlei aardse doelwitte en afsprake, mis ek U stem. Wat dit ook al mag wees, Here, mag ons vandag hier uitgaan en meer daarna streef om nie net van U te weet nie, maar ook U te ervaar. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Die Here het self die nagmaal ingestel